Welkom terug by die groot ontbyt. Ons gesels môre weer met Jake Maritz. Julle ken al vir Jake Maritz, hy is die mede-stigter van Expat Explore. En Jake praat spesifiek vandag oor kultuurtoerisme. Fascinerend. Goeiemôre, Jake. Goeiemôre, baie lekker om hier by julle te wees weer 'n keer. Lekker. Ek wil net vir jou sê, as ek daai prentjie in die agtergrond sien van Jakes, nee, dan voel dit vir my As of ons met vakansie is. Dit voel so, nee. Voel dit Baie vir jou ontspanning, hè? Oh, baie lekker. nee, hulle maak my jaloers. Baie lekker. Jake, ons is in 'n erfenisweek. Erfenisdag kom nou nader, is nou môre en dis meer, maar as mens oor kultuurtoerisme praat. Hoe het dit ontwikkel? Laat mense naderhand begin kyk na die plekke van hulle herkoms, van hulle generasies gelede, se familielede waar hulle vandaan. Ja, ek dink natuurlik dit is 'n groot stroming of 'n trend wat daar plaasvind. Mense stel baie belang in hulle herkoms. Ek dink daar's baie dinge wat dit laat begin het of laat dit ontlont het. Soos byvoorbeeld Ancestry.com, daar's baie mense wat programme maak oor hulle herkoms en daai tipe goeders. En wat vir ons vind uit die toerisme oogpunt, ek meen dit is nog al die jare so gewees. Suid-Afrika het nie ontstaan in isolasie, ofwel, jy weet, ons het begin as 'n land met 'n baie ryk geskiedenis, dis baie divers, baie verskillende invloede wat ons in Suid-Afrika het. En as jy toer, die wêreld omtoer, dan vind jy baie van daai raakpunte wat jy het met ander lande. Dit is 'n ongelooflike interessante dinamika in wat jy vind, daai raakpunte wat ons as Suid-Afrikaners het met ons herkoms. Jy weet, of dit nou in die buiteland is of in Suid-Afrika self, is ongelooflik interessant. So, ek dink mense begin besef dat luister, ons is nie net hier gevestig nie, ons het invloede van die buitewêreld op ons in Suid-Afrika. Ek sien die Wêreldtoerisme Dag beklemtoon egte ervarings. Ja. Maar hoe gaan ek as 'n toerist onderskei tussen jy weet daai lokvalle waar ouens sê hierdie plek moet jy wees want hier het dit gebeur en dat gebeur teenoor dit wat regtig eg kultureel is? Ja, kyk natuurlik, moenie die toeriste lokval wegpraat nie. Ek weet daar's 'n rede hoekom mense so toe gaan. Ja. Nee, natuurlik, jy wil die ding sien, maar wat ons baie keer sê, jy moet so 'n bietjie dieper kyk. Dieper in die land en die kultuur. So byvoorbeeld as jy in Amsterdam is, moenie net na die kanale toe gaan nie. Gaan 'n bietjie weier. Gaan kyk hoe die kultuur figureer in daai land. Wat doen mense daarso? Byvoorbeeld, en dis waar jy daai raakpunte vind. Ons noem daai immersion in Engels soos ons sê in die toerisme en in die kultuur daarso. Jy kan byvoorbeeld een van ons hoogtepunte as ons in daai land toer, is om byvoorbeeld na 'n kaasfabriek toe te gaan. En dis 'n boer wat kaas maak daarso. Maar baie van die tegnieke kan jy ook baie keer sien, jy weet hierso in Suid-Afrika. So dis wat jy moet doen. Jy moet so 'n bietjie dieper ingaan. So of as jy in Frankryk is, dit gaan nie net oor die Eiffeltoring nie, dit gaan nie net oor die Louvre nie. Ja. Jy wil gaan kyk hoe maak mense wyn en dankie vir die Franse wat ons kom leer wyn maak het. Jy weet so is regtig jy moet 'n bietjie dieper gaan in die kultuur van 'n land om en verby die toeriste areas gaan en die toerisme brandpunte wat wel belangrik is, maar gaan 'n bietjie dieper. Goeie soos wyn maak, Maar ja. natuurlik seisoenaal, né? Ja. Daar's 'n spesifieke tyd van die jaar wanneer dit gebeur en mens moet beplan. Hoe weet jy wanneer is die regte tyd om na watse regte ervarings toe te gaan? Dit moet mense nog uitvoer op. Ja, jy moet jou navorsing doen. Ja. Natuurlik, hoor, wat is jou waarin stel jy belang? Ek meen ons praat van kulturele hoogtepunte in sekere lande. Ek kan byvoorbeeld 2 noem wat ongelooflike ervarings is wat ek dink mense moet bywoon. Die een is Koninginnedag in Nederland. Ek weet nie of julle dit al kon ervaar het nie. Ja. Ja, kyk, daar's meer oranje in Amsterdam en in daai land is dit lyk of die Cheetahs in die Karibebeker finaal speel. Dit is regtig 'n ongelooflike feeservaring om by te woon. En ek meen mense sien so jy weet jy voel op 'n sekere manier tuis. Maak nie saak wat jou herkoms is nie, maar dit is so 'n feestelike hoogtepunt wat so kultureel gebonde is en eg Nederlands is en dit is 'n ongelooflike ervaring. Of as jy dit wil gaan bywoon, dis in die begin van die jaar of Oktoberfeest in Duitsland. Ja. As jy dit wil gaan bywoon, jy moet beplan want dit is besig, né? Baie mense wil dit doen. Maar Oktoberfeest in Duitsland, as jy dit nou in Munich gaan doen of München, is 'n ongelooflike ding om by te woon. Jy weet dit is die mense eet, hulle lag, hulle drink bier. Dis 'n fees van aard, maar dit is 'n kulturele fees. Vir hulle is dit 'n erfenisfees. En ons as Suid-Afrikaners vind natuurlik baie aanklank by sulke tipe goeders. Jake, sosiale media het seker 'n geweldige impak op hoe mense toer deesdae. Ek kan nou enige plek op die wêreld seker gaan en gaan kyk hoe lyk dit daar wat ek nooit voorheen kon doen nie. Ja, natuurlik. Ja, en die ding is wat ons vind, dit is 'n groot aanwinst, veral vir kultuurreis, want mense gaan en daar's 'n aanslag. Mense uit die sosiale media kant kry 'n spesifieke aanslag. Hy gaan wys byvoorbeeld sy huis of sy herkoms. Hy het dalk 'n aanslag om die
kultuur te ervaar. En ek meen dit dryf en ook selfs vir navorsing. Mense kan dit baie keer gebruik as jy 'n spesifieke belangstelling het en as iemand wat daai belangstelling deel met jou en tog dit alreeds ervaring, kan jy dit gebruik as iets om navorsing mee te doen. Jy weet, en te gaan kyk, hoe is dit daar so? Wat sê hierdie mense oor hierdie plek waarheen ek wil gaan? Ek is nou die dag in Swaziland en ek sien daar ry 'n bus vol Hollanders in Swaziland na die een lodge en ek dink, my aarde mense, is dit nou hoe jy gedink het? Op hierdie ou plekkietjie gaan jy nou Afrika ontdek en ervaar. Die verlate stukkie op 'n berg. Hoe werk 'n mens by Expat Explore? Want kyk, jy wil tog op die regte plek op die regte tyd. Ja. Ons het nou daaroor gepraat. Hoe werk julle met die reis na plekke toe en met die bepaling van waar en spesifiek hierdie reise plaasvind? Ja, kyk, die ding is ons het natuurlik jare se ervaring in hierdie ding. En as mens kyk hoe ons begin het, ek en Karel, my vernoot Karel Cronje, het dit gedoen uit die oogtepunt want ons wil tyd optimiseer. Ons wil vir jou die beste waarde geld gee wat jy moontlik kan kry. So jy moet 'n baie fyn balans kry tussen die reis en die vrye tyd wat jy het in 'n bestemming. Want ons weet al, mense se belangstellings is baie wyd en divers, maar daar is sekere dinge wat hulle wel wil ervaar. En dis dan 'n tydfaktor. So ons bepaal en beplan die reis so dat jy in 'n bestemming kom en dat jy genoeg tyd het om te gaan ervaar wat jy weliswaar wil doen. So dit is 'n baie fyn balans. Ons doen dit daarom al vir 20 jaar, so ons weet hoe om dit te doen in hierdie tyd, ja. Oor die 2026 lê voor en ek dink julle het fantastiese toere wat seker voor lê, ook vir Suid-Afrikaners om daai kulturele ervaring te gaan ervaar. Hoe gaan julle dit moontlik maak? Wel, die ding is wat ons sê vir mense is 2026, dit is nou ons 21ste jaar so die maatskappy word mondig. In die eerste plek hoe ons dit vir mense moontlik maak, ons gee vir hulle afslag, ons het 'n spesiale promosie hierso vir groot ontbyt. Ek dink die kode is GOB, DGO. O, is dit DGO 10. Die groot ontbyt. Okay, so dis een van daai twee soos ek nou gesê het, maar maak nou nie saak nie en dan kan jy 10% afslag gee. Maar wat ons wel vir mense sê is beplan vroegtydig. Ja. Toerisme is terug en behoorlik terug. So as jy dit wil gaan doen en jy wil die plek kry en die toer wil gaan doen wat jy wil doen, moet jy vroegtydig begin. Ons sê vir mense 12 maande tot 18 maande voor die tyd moet jy al jou beplanning begin doen, ook natuurlik vir vlugte. Want as jy dit doen, dan het jy genoeg tyd om goeie vlugte te kry. Ons het opsies waar jy kan natuurlik afbetaal, jy hoef nie nou alles te betaal nie. En dis wat ons vir mense sê, beplan nou, stel hierdie droom van jou, laat ek jou nou inspireer om iets te gaan doen. Beplan dit, bespreek dit en gaan vir dit. Lekker lank vooruit, dis die sleutel. Ja. Lekker lank vooruit. Nou, wat is ingesluit in julle erfenis gefokuste Europese reisplanne? Ek bedoel, veral as dit kom by verskillende agtergronde, wat is alles daarbey? Ja, kyk, ons besef ook mense kom uit verskillende agtergronde. Jy's op toer en jou Suid-Afrikaanse oorsprong, jy dalk geen verbintenis met Europa nie, maar dit maak nie saak nie. Ja. Ons probeer vir jou daai balans vind wat jy by kan aanklank vind. En daar staan natuurlik ook Amerikaners op ons toere en Aussies en hulle het 'n ander belangstelling. So ons probeer dit baie divers hou. Ek dink die groot bate wat ons het op ons toere is, ons doen dit verskeidenheid van lande. So as ons het sulke toere, ek meen die groot gros van ons toere. So as jou verbintenis met Frankryk is, gaan jy daai kry en die ander ou wat se verbintenis met Nederland is of Duitsland is of Griekeland is, jy kan alles in een toer doen. So dit is hoe ons voorsiening maak daarvoor. Maar ek dink die groot ding waar ons onsself onderskei is hoe ons hierdie ervarings gaan ontgin. Ons het baie nou bande en dit is, ons sê amper soos familiebande met verskaffers in Europa. Kyk, ons gebruik nie middelmanne nie. Ons doen nie daai ding nie. As jy by 'n restaurant instap, dan ken daai ou ons. Hy weet wie ons is. Hy is my soms by die naam ken. Jy weet al, het ek hom dalk nog nooit ontmoet nie. En dit gee vir jou 'n bietjie 'n egte ervaring, 'n egte kulturele ervaring ook. Hy weet as jy van Suid-Afrika is, dat die eienaar dalk 'n Suid-Afrikaner is en hy maak dit vir jou so 'n bietjie hartlik en lekker. Bietjie meer spesiaal. Ek weet jy al ooit Bobotie in Switserland geëet. Ja, dit gebeur nie. Dit gebeur nie. Ons doen sulke goed. Ek was op boot in Switserland, hoe moes ek ja, Bobotie daar kom van Maleisië. Dis in daai se berge. Ek gaan Bobotie eet daarso. Ek nou die dag op julle webtuiste rondgekrap en ek was stom geslaan met die hoeveelheid toere wat julle het. Hoeveel toere het julle beskik? Ja, nee, dit is kyk in Europa alleen dink ek is meer as 50 plus verskillende kombinasies en toere of lande wat ons doen daar. Dit is ek kan nie meer eintlik altyd onthou hoeveel ons doen nie. Ek meen in 'n jaar ek dink vir in ons een handelsnaam wat nou Expat Explore is, maar daar's natuurlik nog handelsname wat ek nie nou oor praat nie. Dan ons oor die 500 verskillende toere, so as jy nou die somme doen, elke dag is daar so 'n paar wat gaan 40 mense op daai toere, so dit is 'n redelike groot, maar dis nie net Europa nie, ons doen lande, Japan, ongelooflik gewild. Ek meen Japan is op die voorgrond geplaas natuurlik vir ons tydens die rugby wêreldbeker.
Is 'n plek om te besoek. Regtig, ek beveel dit aan. Die Midde-Ooste, Marokko, daai lande, Egipte, ons is nog altyd sterk daar gewees. Ons doen wel nou Suid-Afrika en ons sê baie keer vir mense as jy nie so ver wil reis nie, kom doen Suid-Afrika saam met ons. Dis 'n lekker vakansie, glo my. Ja, so daar is dis 'n verskeidenheid. Selfs Noord-Amerika, selfs Amerika. Jy kan dit gaan doen saam met ons. En Suid-Amerika. Jakes, dit klink fantasties. Jy sien, jy het my lus vir vakansie. En ek moet nou net begin werk. Ek nou net begin hierdie week. Nou wil ek weer vakansie. man. Jy moet nou eers bietjie werk. Ek moet eers weer werk. Jakes, baie dankie vir jou tyd en moeite vanmôre. Baie dankie dat julle my hier gehad het. Ja, dis Jakes Maritz van Expat Explore. As jy 'n draai wil maak op Expat Explore webtuiste, man, dit gaan baie verlof aansoeke tot gevolg hê. Doen dit maar gerus.